Ons is vanmôre bevoorreg genoeg om met Helene Hettema te kuier. Ons praat spesifiek oor 'n nuwe digbundel van haar. Ja, die bekroonde kabaretsanger, akteur, liedjieskrywer en stemkunstenaar is môre saam met ons. En is altyd 'n voorreg. Goeiemôre. Goeiemôre, Pierre. Dis vroeg, nee? Dis wat praat jy? Dis al lank in die dag. Welkom by ons. Baie dankie, dis regtig fantasties om hier te wees. Ons moet praat oor hierdie heerlike bundel van jou, Journeyman. Dis by Engelse titel, maar ons gaan nou daarby uitkom. Waar het die idee vir hierdie bundel vandaan gekom? Waar het daai vlammetjie of daai vonkie vars kruit gekry om te brand? Ja, wel, jy weet, ek het my hele lewe lank eintlik geskryf. Mense ken my as 'n liedjieskrywer, jy weet. Alreeds hulle onthou nog Songkring en jy weet daai tipe liedjies deur die jare, maar miskien het hulle nie geweet dat ek soort van geheimsinnig later die nag in my bed sit of wanneer ook al. En 'n idee kom na my toe en ek skryf en ek het dit gedoen sedert die ouderdom van 17. Het ek net jy weet, begin skryf, en ek was net lief vir skryf, ek was lief vir woorde op skool. Engels en Afrikaans was my gunsteling vakke. Ek was opset mal oor al die digters. So ek het eintlik net stadig self, sonder dat ek het besef. Ek onthou toe ek 21 was, het ek omtrent 100 gedigte geskryf in daai jaar. Dit was net 'n baie belangrike jaar in my lewe. So, dit is waar dit seker ontstaan het. Maar dit het verskriklik lank, dit het dekades gevat om eintlik gestalte te kry. En hier is dit nou. Maar ek sou sê, omtrent so in 2016, het ek skielik besef, ek het 'n groot versameling gedigte. En ek dink ek is nou gereed, emosioneel, intellektueel, veral emosioneel, om dit vir die wêreld te wys. Want dit is eintlik 'n baie private reis. Dit is Ja. Hoekom het jy besluit om hierdie gedigte en prosa te illustreer saam met bekende kunstenaars? Ja, so, jy weet, as jy nou dink aan die digkuns, dis eintlik 'n niche, dis 'n baie niche mark. Ek meen, baie mans lees nie 'n gedig nie. Miskien moet ons nie dit sê nie. Laat ons nie so wees. Maar ek meen, dis nie baie maklik om selfs enige iemand te kry. Jy moet 'n liefde of 'n voorkeur daarvoor hê. Jy moet lief wees vir woorde. Vir baie mense is dit sielskos, maar om dit eintlik om almal te interesseer, miskien enige iemand wat eers na die voorblad gaan kyk en dan hopelik die voorblad, miskien moet ek die boek oopmaak. Gaan hulle miskien skielik hierdie ontdekkingsreis hê van ongelooflike kunswerke. Jy weet, en ek dink ek's 'n visuele mens, ek's 'n kunsliefhebber, my huis is vol kuns. Ek het baie kunstenaarspelle en ek het fantastiese kunstenaars in die boek. My jongste kunstenaartjie is 8 jaar oud en die oudste een is 94 jaar oud. Daar's baie bekende kunstenaars soos Dirk Meerkotter, Wyle Dirk Meerkotter, wat saam met Betty Celia Barnard 'n kunstenaar was. En dan is ook Kara van der Walt wat 8 jaar oud is en my kat geskilder het. En daar's baie mediums daar. Ongelooflike fotografie van Thys van der Merwe. Hy's 'n bekende wildfotograaf. Ek het Neville Peterson wat die fotograaf was vir die Pretoria Nuus. Elsa Cornelius in Hartbeespoort. Ek het Erik Hettema wat in Holland is, 'n vrou van Israel onder andere. En ek dink net, dis 'n koffietafelboek. So dis 'n koffietafelboek, maar dis ook 'n digbundel. En dis 'n reis. Dit moet 'n hartsreis wees. Jy gaan die woorde geniet, maar miskien gaan jy vashou op die visuele. Ek dink die visuele vang jou eerste en dan begin jy dieper delf. 'n Mens moet 'n bietjie praat onder andere oor die titel. Hoekom die Engelse titel Journey? Ja. So ek was eintlik in Italië toe ek die liedjie geskryf het. Dis eintlik 'n liedjie. I'm but a journeyman traveling pathways of life. I hear echoes of voices in valleys and see shadows of faces between crevices of light. Earth, moon, mountain and sea, stone, sand all turning in me. And I hold in the palm of my hand. The stone, until it all becomes sand, until we all become sand. So, ek het gedink, hierdie digbundel is 'n reis. Ek is 'n reisiger. Meeste kunstenaars is reisigers. Ek het dit geskryf toe ek verlang het. Ek was in die berge van Italië. En eintlik gaan dit oor, ek is 'n reisiger, ek praat oor my lewe in hierdie boek, maar ook, ons is almal verganklik.
ons begin ergens, ons begin eintlik uit die sterre glo ek. Ons word geskape en ons gaan terug na die sand. Maar dis dust to dust. En ek net gevoel dis die gepaste titel, want hierdie boek is 'n reis ook vir die persoon wat deur hom blaai. En is interessant want jy het dit in verskillende tale gedoen. Dis iets Engels, iets Afrikaans, iets Frans, iets van alles hier. Ja, so daar was een gedig in Frans, en een in Italiaans. Italiaans een is eintlik 'n liedjie Quasi Blu oor koffie en liefde. Eintlik geskryf in Italië baie lank gelede, 96. Maar ek het Frans op skool gedoen en ek het die Alliance Français bygewone. Mense ken my dubbele Franse album, hulle weet ek sing Edith Piaf en Jacques Brel en so aan. So ek is redelik Fransmagtig, maar ek het daarom 'n Engelse vertaling daar langs sien. Ek het gedink ek moet dit doen. So ja, maar jy weet my ma is Engelssprekend, my pa was Nederlands. Ek is heeltemal tweetalig. Jy weet doen stemwerk in albei tale. So, maar die boek is ek sou sê 'n bietjie meer Engels, maar daar's hopelik sterk Afrikaanse gedigte ook. En die ander ding is ek het ook bindende teks in Engels en in Afrikaans. Ek het baie prosa in Afrikaans ook. So dis om te of dit in Engels en Afrikaans is. Dit gaan oor die gedig. Die gedig sê ek wil in Afrikaans wees of ek wil in Engels wees. Ja. Die gedig is die meester. Helena, ons is eintlik tyds by, maar ek wil jou asseblief vra. Dit het so lank gevat. Hierdie is eintlik die opskryf van soveel gedigte van soveel dekades lank, soveel stories, soveel prosa, en soveel kuns. En dis diep persoonlik. Daar was natuurlik 'n katarsis elke nou en dan. En hierdie te doen is self ene. Hoe moeilik is dit om dit vir die wêreld te wys? Dis 'n baie goeie vraag. Van ek moet jou sê, toe ek nou net die boek klaar gemaak het baie onlangs, het ek eintlik redelik, ek het bietjie depressief gevoel eintlik, baie emosioneel gevoel. Ek het selfs 'n bietjie gehuil want ek besef ek het nou eintlik my hele lewe blootgestel. Want dis hoekom dit sê 'n digter ontbloot, a poet revealed. Want eintlik dit is wat jy doen. Maar waaroor gaan kuns? Jy gee iets vir die wêreld want jy wil eintlik 'n mondstuk wees vir die wêreld. Jy sê eintlik wat baie mense selfs hopelik wat hulle voel, ontbloot jy. So, wat ek ook wou sê is, jy weet, dit is beskikbaar online by Graffiti online ook. Graffiti online. En by alle eksklusiewe takke, exclusive books takke, en ook online, jy weet, by Graffiti Books. Graffiti Books, baie dankie. Dankie vir jou moeite, en dankie vir die heerlike boek. Dit is reg 'n fees vir die oog, en ook iets vir die hart, as die mens begin lees. Ek dink so, en ek dink dis 'n nice geskenk, en dit is 'n koffietafelboek, eersins. Ek meen, ons het hom nou glad nie oopgemaak nie, so hulle weet nie hoe lyk dit binne nie. Maar, ons het hom vol kleur gemaak, ons het hom glasie gemaak. Dis ietsie lekkers om na te kyk. Dis lekker, ja. Baie dankie vir jou tyd en moeite vir môre, en alle sterkte. Baie dankie. Môre is die groot vrystelling. Môre is die dag, dis aan Helena Hette, maar môre is die groot dag vir die boek om vrygestel te word, natuurlik Journeyman, 'n wonderlike boek om deur te blaai as jy nou 'n koffietafelboek of 'n prosa of bundel nodig het. En as ons terug is na die advertensiebreek, se tyd vir die nuus, die weer en die markte.